Hoe sal die lesings op ammeter A1, A2 en A3 met mekaar vergelyk? Die korrekte antwoord is B. Volgens konvensie vloei stroom vanaf positief reg deur die hele stroombaan tot by die negatiewe terminaal van die battery. Hoe vloei die stroom? Totale hoofstroom vloei deur ammeter A1 gaan aan. Dan vertak die stroom. Een deel van die stroom vloei deur ammeter A2 deur die 2 ohm resistor al die pad tot by daardie punt. En dan die ander deel van die stroom vloei deur die 4 ohm resistor en deur ammeter A3 tot by hierdie punt. En daar vloei die 2 strome weer saam. Jy het weer die hoofstroom wat dan terugvloei tot by die battery. So ons kan duidelik sien, die blou tak plus die groen tak gee vir ons die hoofstroom. Met ander woorde, A1 is gelyk aan A2 plus A3. Nou ek weet dit is nie gevra nie, maar gestel ons het 'n voltmeter gehad V1 met 'n hoë weerstand wat ons in parallel skakel met die 2 ohm resistor en ons het 'n voltmeter V2 hoë weerstand wat ons in parallel skakel met die 4 ohm resistor. Nou jy weet, in 'n parallelskakeling is die potensiaal verskil oor die verskillende takke dieselfde. Met ander woorde, V1 se lesing gaan gelyk wees aan V2 se lesing. Nou, jy weet volgens Ohm se wet, V is I maal R. So kom ons sê hierdie is tak 1 en die onderste tak is tak 2. So nou kan ons gaan en ons kan hierdie in die bogenoemde vergelyking in vervang. Met ander woorde, vir V1 gaan dit die stroom wees wat vloei deur tak 1 maal met die weerstand van tak 1 en dit gaan gelyk wees aan die stroom wat vloei deur tak 2 maal met die weerstand van tak 2. Nou wat is die stroom wat vloei deur die boonste tak? Ons het nie daai waarde nie, maar ons weet dit is die lesing op ammeter A2. En wat is die weerstand? Dit is 2 ohm. Dit gaan gelyk wees aan die lesing op A3 maal met die weerstand deur die onderste tak en dit is 4 ohm. Met ander woorde, die lesing op A2 gaan gelyk wees aan 4 maal met A3 gedeel deur 2 en 4 gedeel deur 2 is 2. Met ander woorde, die lesing op ammeter A2 gaan 2 keer die lesing wees op ammeter A3. Maar terug by ons oorspronklike vraag, die lesing op A1 is gelyk aan die som van die lesings op A2 en A3.